So kom ons sit net so, dan maak ons oë toe en dan bid ons saam. Ons almagtige God, Hemelse Vader, Here, ons dankie vir hierdie wonderlike oggend, hier waar ons bymekaar kan kom, Here, waar ons die wind daar buite hoor waai. Here, wil ons vra dat U dit sal rustig en stil maak in ons harte en in ons verstand, maar dat ons ook deur die wind wat daar buite waai, opnuut weer sal terugdink aan die geweldige rukwind wat ook op hierdie dag wat ons vandag vier, op hierdie Pinkstersondag, daar ook was, toe die Heilige Gees uitgestort is. Here, laat hierdie wind ons ook dink aan die feit dat U die Skepper is, die almagtige God, dat U die een is wat in beheer is van alles, dat U die wind stuur op die regte tyd, en dat U ook weer die wind stil maak, soos wat Jesus ook die wind stil gemaak het, tydens die storm daar op die see. Here, daarom vra ons ook vanmôre, maak dit ook stil in ons gemoed, gee dat ons sal hoor wat U vir ons wil sê, dat ons daarop sal konsentreer, dat ons dit sal inneem, dat ons dit ons eie sal maak, sodat ons ook die blye boodskap deur ons lewens kan gaan uitleef, om daardeur die lof en die eer en die heerlikheid aan U te gee. Ja, Here, ons bely opnuut weer vanmôre dat U is die Alfa en die Omega, die begin en die einde, die eerste en die laaste, die een wat is en wat was en wat kom, die Almagtige. En Here, vanmôre vra ons weer, spreek tot ons, want ons die kinders wil graag luister, en ons vra dit alles as dit U wil is, in U groot en heilige naam, in die naam van Jesus Christus. Amen. So ja, ons het vanmôre die voorreg, dis Pinkstersondag vanmôre. So dit beteken dis die Sondag waarop die Heilige Gees uitgestort is, meer as 2000 jaar terug. En dit is die begin van die kerk gewees, en dit is die wonderlike, dis as gevolg van hierdie gebeurtenis in 'n sekere sin, dat die kerk daar kan wees, en die wonderlike is, net soos wat die Here Jesus op die eerste dag van die week, wat vandag is die Sondag uit die doodheid opgestaan het, en ons daarom op die Sondag bymekaar kom, net soos die Heilige Gees ook op die eerste dag uitgestort op die Sondag. Maar goed, ons gaan vanmôre verder met ons tema van die berge, en ons gaan sien hoe nou dit nou verbind met die Pinksterfees ook. So om net so vinnig die agtergrond te gee, want daar was nou 'n week van Pinksteroordenkings in die tussentyd ook gewees. So ons het gekyk na veral Jesaja 2, en so 'n bietjie gefokus op Jesaja 3 ook, en ons het gesien dat eers word die ideale berg vir ons gegee, so die ideaal word geskep, en toe daarna, die volgende Sondag het ons gesien, wat verlede Sondag was, het ons gesien dat die teenoorgestelde daarvan vir ons gegee word. So met ander woorde, God wys hoe swak is die mens, en ek wil amper hê met daardie gedagte, hierdie hele eenheid wat gaan van Jesaja 1 af tot by Jesaja 4, is eintlik een groot gedig. So dis hierdie gedig wat begin by, dit is hoe die perfekte prentjie lyk, maar ongelukkig is dit hoe die mens lyk, en dan wil ek amper sê, nou kom ons vanmôre by die gedeelte wat sê, en dit is wat God aan die situasie gaan doen, dit is God se wil ek amper sê, God se manier om te herstel, dit is hoe God, ek dink nou aan die Engelse woord, maar die remedy, dit is God se medisyne om reg en gesond te maak, dis die woord waarvoor ek soek. So hierdie gedig sluit af met die 6 verse van Jesaja 4, en kom ons lees hulle saam. Hier van vers 1 af lees ons dan, en in die dag sal 7 vroue een man aangryp en sê, ons eie brood sal ons eet en ons eie kleed aantrek. Laat net jou naam oor ons genoem word, neem ons smaadheid weg. In die dag sal die spruit van die Here wees tot sieraad en heerlikheid, en die vrug van die land tot hoogheid en versiering vir die vrygeraaktes van Israel. En wie in Sion oorgebly het en gespaar is in Jerusalem, die sal heilig genoem word. Elkeen wat onder die lewendes opgeskrywe is in Jerusalem. As die Here die onreinheid van die dogters van Sion afgewas en die bloedskulde van Jerusalem daaruit weggespoel het,
deur die gees van strafgerig en die gees van uitdelging. Dan skep die Here oor elke woonplek van die berg Sion en oor sy plekke van samekoms 'n wolk bedags en rook met die glans van vuurvlamme in die nag. Want oor alles wat heerlik is, sal daar beskutting wees. En daar sal 'n afdak wees vir 'n skaduwee bedags teen die hitte en 'n skuilplek en toevlug teen die stortbui en die reën. So eintlik 'n baie mooi gedig en in hierdie laaste hoofstuk of in hierdie hoofstuk sien ons weer die gedig wat sy vorm baie mooi aanneem. Ons teksvers vir vanmôre is vers 4 en ek wil dit vir ons weer lees en beklemtoon. Jesaja 4 vers 4. Ons lees hier: As die Here die onreinheid van die dogters van Sion afgewas en die bloedskulde van Jerusalem daaruit weggespoel het deur die gees van strafgerig en die gees van uitdelging. Deur die gees van strafgerig en die gees van uitdelging. Dit is natuurlik die Heilige Gees. Nou ek wil hê ons moet weer hier bo by vers 1 begin en dan wil ek so stadig verduidelik wat hier gebeur. In 'n sekere sin is die eerste vers van hoofstuk 4 is nog deel van die vorige gedeelte wat saamgaan saam met Jesaja 2 en 3 wat gaan oor die geval wat eintlik nie ideaal is nie, waar ons gestel is teenoor die ideale berg. Maar om dit net kortliks te verduidelik wat hier gebeur in hierdie eerste vers is, ons sien hier 7 vroue wat vir 'n man sê, wat hulle eintlik vir hom sê is, kan ons nie maar net met jou trou nie. En dis nou vir ons snaaks, ons verstaan nie waaroor gaan dit nie. Maar in die Ou Testamentiese kultuur of in die Nuwe Testament ook in hulle leefwêreld gaan dit oor, en ek het al in die verlede daaroor gepraat, die gedagte van eer en skaamte. So die man was die hoof vir die huis of van die huis gewees en hy was verantwoordelik gewees. As die vrou of die kinders iets gedoen het wat verkeerd is, dan het hulle gesê dis jou skuld, jy is die man. En dis in 'n sekere sin waaroor dit ook hier gaan in hierdie eerste vers. Dit gaan oor die dag van die Here, waarmee ons verlede Sondag ook gewerk het, wat hier belangrik is. So die dag is die wederkoms waarvan hier gepraat word. So dis tipies wat hier gesê word, is met die wederkoms sal dit wees soos wat Openbaring dit ook beskryf, dan Openbaring 3, die wederkoms gaan kom soos 'n dief in die nag. Ons gaan nie weet wanneer dit is nie, dis hoekom ons moet seker maak dat ons gereed is. Maar die punt hier van hierdie gedig en wat Jesaja hier skryf, as hy sê wanneer die wederkoms aanbreek, dan gaan dit so onverwags wees, dat die wat nie gereed is nie, gaan wees soos daai van die diensmeisies wat se lampies nie vol olie was nie. Dan gaan hulle skar en hulle gaan sê, is nie net iemand wat ons wil vat, sodat hulle verantwoordelikheid oor ons kan neem nie. Maar die punt is, dan gaan dit uiteindelik te laat wees, want elkeen gaan self voor die regterstoel van God staan, tensy Jesus natuurlik in jou plek kom staan. En dit is die mooi hier, van hier af sien ons dan die blaadjie word omgeblaai, want dan begin die mooi van hierdie gedig en die herstel van die gedig, dan wys God hoe hy uiteindelik hierdie omstandighede wat so pas beskryf is, die feit dat daar is 'n ideaal gestel, die mens kan nie aan die perfekte of ideaal voldoen nie, en daarom moet God nou iets daaraan doen. En van vers 2 af van Jesaja 4 word dan juist vir ons vertel, wat is die manier hoe God te werk gaan om weer herstel te bring. En dit begin dan deur vir ons te sê, weer eens hoe deur die spruit van die Here. Wie is hierdie spruit? Dit is Jesus Christus self. Ons het dit gesien en hy kom en hy het vir ons sondes gesterf. Jesaja voorspel dit nie net hier nie, maar ook verder. Ek dink een van die bekendste gedeeltes uit Jesaja uit en uit die Ou Testament uit is die gedeelte oor die knegt van die Here, spesifiek daar in Jesaja 53 wat spesifiek, ek wil amper sê, in fyn besonderhede vertel van hoe Jesus se kruisiging sal verloop, en dan weet ons dit gebeur later in die geskiedenis, maar dit is die punt, die spruit van die Here is Jesus Christus self. Dis hy wat vir ons wat aan hierdie kant van die geskiedenis sit, ons weet hy het gekom, hy het vir ons sondes kom sterf, hy het vir ons die ewige dood verslaan deur op die 3de dag uit die dood uit op te staan. Maar die belangrike ding hier is dat aan die einde van hierdie verse, in die einde van vers 2 en 3, sien ons dat daar baie duidelik vir ons beskryf word, dat daar is 'n oorblyfsel wat oorbly. So aan die einde van vers 2 het ons gelees, en die vrug van die land
tot hoogheid en versiering vir die vrygeraaktes van Israel. So daai oorblyfsel, die wat vrygeraak het. En nou gaan hier ook vir ons beskryf word hoe hulle vrygeraak het. Maar dan aan die einde van vers 3 sien ons dieselfde gedagte. Elkeen wat onder die lewendes opgeskrywe is in Jerusalem. En dit is baie belangrik, dit is hierdie oorblyfsel wat vir ons beskryf word. So, dis een van die eerste maniere hoe God sê, hoe gaan hy hierdie omstandighede regmaak? Hoe gaan hy herstel bring? Hy gee 'n oorblyfsel, hy beskik dit sodat daar 'n oorblyfsel sal wees. Maar wat hier belangrik is, wat ons moet raak sien, is hier kry ons baie mooi al klaar die gedagte van wat gebeur met die uitstorting van die Heilige Gees op Pinksterdag. En dit is dat almal word hier betrek, want aan die einde van vers 2 sien ons dat die gedagte is daar, dit is die oorblyfsel van Israel, die vrygeraaktes van Israel. Met ander woorde, dis die Oud-testamentiese Israel, die 12 stamme, en dan aan die einde van die 3de vers word daar vir ons spesifiek gesê, verder ook elkeen wat onder die lewendes opgeskryf is. So nou is dit nie die vrygeraaktes van Israel, Oud-testamenties nie, maar ek wil amper sê dis die Nuwe Testamentiese gedagte van elke ene. En ek kan nie anders nie as om daarbey onmiddellik te dink aan seker die bekendste vers in die Bybel, Johannes 3 vers 16, want so lief het God die wêreld gehad, sodat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat, hier's weer die woordjie, elkeen wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. En dit is wat by Pinkster gebeur. By Pinkster, wil ek amper sê in die besonder, kom wys God vir ons, wat was sy oorspronklike doel? En ons sal nou daarna toe terugkom. Maar dit het nooit net gegaan oor die Oud-testamentiese Israel, dit het altyd gegaan oor elkeen, almal wat in hom glo. Die Heilige Gees word uitgestort, en almal kan dit in hulle eie tale hoor. Dis nie, ek wil amper sê brabbeltaal of vreemde tale nie, dis verstaanbare tale gewees. Maar die feit was net die mense wat daai tale gepraat het, dit was nie hulle eie tale nie. Dis wat in Handelinge 2 vir ons beskryf word, maar dit is die gedagte wat hier is, dat in almal se tale word die blye boodskap, die evangelie uiteindelik verkondig, sodat elke een die woord kan hoor en kan glo, en daarom uiteindelik gered word. So daardie geloof is ook maar net 'n genadegawe. So, dit is die wonderlike van wat gebeur, is dit gaan nou oor Israel, ja, die 12 stamme Oud-testamenties wil ek amper sê, maar ook almal wat deur die nuwe Israel, wil ek amper sê, nou nie net meer die 12 stamme nie, maar die 12 apostels, en dit wat hulle verkondig uiteindelik ook tot geloof kom. En nou gaan dit nie meer oor die biologiese Israel, soos wat die Israelvisie manne wil aanvoer nie, maar nou gaan dit oor die geestelike Israel, dit wat Galasiërs, ek praat baie oor hierdie vers, maar Galasiërs 3 vers 7 sê, julle verstaan dan dat die wat uit die geloof is, hulle is kinders van Abraham, sodat God se verbondsbelofte wat God aan Abraham maak, daar in Genesis 12, uiteindelik in vers 3 in spesifiek, bewaarheid kan word, in vervulling uiteindelik kan kom. Onthou, God het daar vir Abraham gesê, en ek sal seën diegene wat jou seën, en hom vervloek wat jou vervloek, en hier kom die gedagte van Pinkster, met die uitstorting van die Heilige Gees weer, en in jou sal nie Israel geseën word nie, en jou sal al die geslagte van die aarde geseën word. En dit is wat hier op Pinksterdag in vervulling kom. Nou is dit nie net meer Israel wat die Oud-testamentiese voorbeeld was nie, maar is nou elkeen wat glo, soos wat Jesaja ook hier vir ons sê, elke een wie se naam in die boek van die lewe opgeskryf is. En dis natuurlik, dit word vir ons ook beskryf in Openbaring 3 vers 5. So dis die gedagte van elkeen wat onder die lewendes, dit beteken elkeen wat sy naam in die boek van die lewe opgeskryf is. Maar dan kom ons aan die einde van vers 3, kom ons ook by vers 4 wat ons teksvers is. En hier is geweldig baie wat in vers 4 gebeur, maar wat vers 4 en verder in 'n sekere sin vir ons vertel, om net weer perspektief te gee, hier word vir ons vertel, hier is nou gesê, daar sal herstel kom. Hoe gaan dit gebeur? En dit is die wonderlike, dis wat vers 4 en verder vir ons vertel. So die eerste ding wat ons sien, is die inwoners van Sion, dis hulle wat hier beskryf word, ook wat daar is, en ons is deel daarvan. Sion is die kosmiese berg in hierdie geval. Hulle sal gewas word
Eerstens deur 'n vloed. Dis wat vir ons in vers 4 beskryf word. Kom ons lees net eers weer daardie eerste gedagte sê, as die Here die onreinheid van die dogters van Sion afgewas en die bloedskulde van Jerusalem daaruit weggespoel het. So dit is, hoe gebeur dit? God was. So dit bring ons terug na 'n klomp gedagtes. Nou eerstens spring my gedagtes na die doop toe. So die doop is daai teken van die afwassing van ons sondes met die water. Maar dit vat my ook terug in hierdie reeks wat ons het oor die berg. Noag uiteindelik, die wêreld, die sonde is weggespoel gewees deur die groot vloed, sodat daar uiteindelik geregtigheid kan geskied, want die sonde moet gestraf word. En uiteindelik vir ons Nuwe Testamenties kan ons onmiddellik hierdie gedagte daarby bybring. So weer eens moet daar strafgerig kom. Hoe word die dogters van Sion, dit is in 'n sekere sin ons is die bruid, die dogter van Sion, en Jesus Christus is die kosmiese Sion. Hoe word die bruid gewas, skoongemaak? Uiteindelik deur iemand wat bereid is om die straf te dra. So wil ek amper sê, soos wat die vloed, die sonde in die Ou Testament weggespoel het, so moes Jesus sterf aan die kruis, sodat sy bloed ons sondes kan wegspoel of kan afwas. En dit is die gedagte eerstens hier. Maar dan gaan dit ook verder, en dan is dit baie belangrik wat hier gebeur is. Dan sien ons ook dat daar word vir ons beskryf dat ons word ook skoongewas deur hierdie vloed, maar hierdie vloed word spesifiek beskryf. Hoe lyk hierdie vloed? Dit is met die gees van strafgerig en met die gees van reiniging, of met die gees van, kom ons lees hom net weer hier in vers 4, so met die gees van strafgerig en met die gees, dis die woord wat ek soek, uitdelging. So op hierdie twee maniere. Nou as ons praat van die gees hier, dan is dit natuurlik weer die Heilige Gees waarvan gepraat word. Nou in die Ou Testament, ons is hier in Jesaja, in die Ou Testament, in die Hebreëus is die woord vir gees is ruach. Nou dit kan ook beteken gees of wind of asem, of hoe dit ook al sê. En hier is dit belangrik, van die vertalings, veral van die Engelse vertalings, vertaal dit ook so met die warm wind van strafgerig en uitdelging. En dit is vir my belangrik, ek wil hê ons moet dit ook begryp. Dit laat my onmiddellik dink, onthou, dis die mooi ding van hierdie tema van die berg. Alles, wil ek amper sê, konnekteer weer met mekaar. Ons gryp die hele tyd terug uit die beelde wat ons alreeds behandel het. En dit laat my onmiddellik dink aan, waar is Sion? Sion is op die berg, of Sion is die berg en die tempel is bo op die berg gebou. So wanneer ons praat van Sion, dan word dan natuurlik bedoel, dis die tempelberg, met ander woorde in ons maklike taal vandag, dis die kerk. Maar waar is die kerk gebou? Dis op die berg Sion. Hoekom is die kerk daar gebou? Want onthou, Dawid het, in die preke wat ons al behandel het, die dorsvloer by Arona gekoop, daar bo op die berg Sion, en dis hoekom die tempel daar gebou is. Wat gebeur by die dorsvloer? Die koring word van die kaf geskei. Hoe? Op twee maniere. Die eerste manier is, die koring word gevat, en dit word in die lug ingegooi as die wind waai, en dan waai die wind die kaf weg, en die koring val weer op die dorsvloer. Dis die een manier hoe die koring van die kaf geskei word, en kan ek sê, ek wil dit hier, die warm wind van reiniging, of van uitdelging miskien, kan ons dit miskien so beskryf. En dan die ander ene is, hoe word die koring nog van die kaf geskei daar op die dorsvloer, is die kaf word natuurlik aan die brand gesteek, en dan daai kaf brand so vinnig af, dat dit dan uiteindelik weg is, en dan bly die koring oor daar op die dorsvloer. So dis hierdie twee maniere wat hier vir ons beskryf word in ons teksvers. Dis die gees van die uitdelging, dis die vuur, en die ander ene is natuurlik, soos wat dit vir ons hier beskryf word, die gees van strafgerig, dis die wind wat uiteindelik die kaf wegwaai. So miskien kan ons dit so sien, dat die kaf is ons sonde in 'n sekere sin, maar die kaf is ook die wat nie glo nie. So dit is belangrik, dit gaan oor daai skeiding wat gebring word. Die evangelie word nou verkondig aan almal. Pinksterdag en die uitstorting van die Heilige Gees maak dit moontlik, en daarom uiteindelik sal die koring van die kaf geskei word op die dag van die Here, wanneer die wederkoms uiteindelik aanbreek. So dit is baie belangrik, maar dan verder ook
is dit belangrik dat ons nog steeds hierdie gedagte van die gees van strafgerig en die gees van uitdelging, dat ons dit uiteindelik ook verder moet koppel aan die Heilige Gees. Kom ons sê op 'n meer praktiese manier. In die Bybel word dit vir ons gesê dat die Heilige Gees is die Gees wat ons sal oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel. Dis daardie gedeelte wat ons lees in Johannes 16 vers 7 tot 11 en kom ek lees dit vir ons. Ons lees daar, Johannes skryf, maar ek sê julle die waarheid. Dis Jesus wat hier aan die woord is. Dit is vir julle voordelig dat ek weggaan, want as ek nie weggaan nie, sal die Trooster, met ander woorde die Heilige Gees, nie na julle kom nie. Maar as ek weggaan, sal ek hom na julle stuur. En dis presies wat op Pinksterdag gebeur. En as hy kom, sal hy die wêreld oortuig van sonde en geregtigheid en van oordeel. Van sonde, omdat hulle in my nie glo nie. En van geregtigheid, omdat ek na my Vader gaan en julle my nie meer sal sien nie. En van oordeel, omdat die owerste van hierdie wêreld geoordeel is. So die gees van strafgerig, wat maak hy? Hy oortuig ons dat ons is strafwaardig, ons moet gestraf word as gevolg van ons sonde. En uiteindelik dat ons geoordeel gaan word, en dat ons sondes uitgedelg moet word. Dis daai gees van uitdelging. Maar dan is die wonderlike, Jesus kom in ons plek, en hy kom dra die straf van die kruis namens ons, en hy kom was ons skoon met sy bloed, sodat ons uiteindelik regverdig voor God kan staan. Dis die mooi. En wat gebeur in die besonder op Pinksterdag? Op Pinksterdag word die Heilige Gees uitgestort, sodat ons kan glo dat Jesus vir ons gesterf het, dat hy die prys namens ons aan die kruis betaal het, met sy bloed ons sondes afgewas het, die wit kleed van geregtigheid oor ons skouers kom hang het, sodat ons in geregtigheid voor God kan staan. Nie geregtigheid wat ons verdien het nie, maar dit wat hy namens ons verdien het. So hierdie gedagte ook van die Heilige Gees, die gees van strafgerig en die gees van uitdelging. En soos ek gesê het, ons kan dit ook vertaal, en in sommige vertalings vertaal dit met die warm wind van strafgerig en die warm wind met 'n hoofletter van uitdelging. En hier is die gedagte wat ek nou reeds genoem het in Handelinge 2, in die eerste 4 verse, dis die gebeurte van Pinkstersondag. Ons lees daar, en toe die dag van die Pinksterfees aangebreek het, was hulle almal eendragtig by mekaar. So waar was hulle? Hulle was by mekaar besig om te aanbid. Dis die vroegste vorm van die kerk. En nou lees ons in vers 2 verder, en daar kom skielik uit die hemel 'n geluid soos van 'n geweldige rukwind, en dit het die hele huis gevul waar hulle gesit het. Toe is deur hulle gesien tonge soos van vuur, wat hulle self verdeel, en op elkeen van hulle gaan sit. En hulle is almal vervul met die Heilige Gees, en het begin spreek in ander tale, soos die Gees aan hulle gegee het om uit te spreek. So van hier af uiteindelik kan die blye evangelie nou verkondig word, omdat die wind van verandering, die gees van strafgerig, die gees van uitdelging, uiteindelik kom oortuig het van sonde, maar ook kom oortuig het van oordeel wat moet plaasvind, maar ook van geregtigheid wat vir ons verwerf is deur Jesus Christus se dade vir ons aan die kruis, en toe hy vir ons uit die dood uit opgestaan het. En dan kom ons by die 5de vers wat vir ons vertel ook verder, hoe gebeur hierdie herstel wat God verwerf, of wat God bewerk verder. En vers 5 sê, en is baie belangrik, dan skep die Here oor elkeen, of oor elke woonplek van die berg Sion, en oor sy plekke van samekoms, 'n wolk bedags en rook met die glans van vuurvlamme in die nag. Eerstens hier sien ons dan skep, so dit herinner ons weer aan God is die een wat geskep het. Maar dit herinner ons ook dat Openbaring leer vir ons dat met die wederkoms sal daar 'n nuwe aarde en 'n nuwe Jerusalem neerdal na die hemel toe. So dit is belangrik, maar hoe skep God verder? Hy stuur sy Heilige Gees om in ons harte te kom woon, om uiteindelik daai 8 stappe van die heilsorde in ons harte te bewerk, en deel daarvan is natuurlik die wedergeboorte. So dit is wanneer God vir my 'n nuwe hart skep. Jesaja dink ek beskryf dit ook, en hy sê God sal
julle hart van klip wegneem en hy sal weer vir julle 'n hart van vlees gee. So hy laat ons besef, ons is swak, nietig, ons is sondig, ons verdien die hel. Maar die wonderlike is, ons het 'n redder, Jesus Christus. So dis die werk van die Heilige Gees. Hy herskep ook ons harte, en dit is die wonderlik. En wanneer hy dit gedoen het, dan skep die Here oor elke woonplek van die berg Sion en oor sy plekke van samekoms 'n wolk bedags en rook met die glans van vuurvlamme in die nag. Laat dit ons nie dink aan die wolkkolom wat die volk in die Ou Testament deur die woestyn gelei het tot in die beloofde land, uiteindelik in die vuurkolom wat hulle in die aand gelei het nie. So dieselfde geld hier. Ons het nou in hierdie Pinkstertyd en verlede jaar se Pinkstertyd het ons ook gewerk met die simbole van die Heilige Gees. En een van die simbole wat ons nie behandel het nie, nog verdere simbole waaroor mense kan praat, is die Heilige Gees is ook een van die simbole wat ons voorstel is ook die wolk van God. Maar ek wil nie verder daarop ingaan nie, maar die punt is, wat maak die Heilige Gees vir ons Nuwe Testamenties vandag? Hy is ook die Gees wat ons uiteindelik lei uit die slawebande van die sonde en die ewige dood en die duiwel, uiteindelik in die beloofde land, in die ewige lewe in. So die Heilige Gees is die een wat ons lei, hy is die een wat ons uiteindelik herskep. En dit is dan baie belangrik. Maar verder ook is dit belangrik dat hier word vir ons beskryf by die berg Sion, maar dan ook word dit vir ons 2 keer beskryf dat daar waar ons saamkom, daar waar die heilige saamkom, nou party vertaling sê dis die tabernakel, maar wanneer mens werklik hier gaan kyk na die Hebreëus ook, dan sien mens hier word iets meer beskryf as net die plek van samekoms. Nou wat sal die plek van samekoms wees? Dis nou tipies vandag die kerk. In die Ou Testament was dit die tabernakel gewees, eerste, en later toe hulle in die beloofde land aangekom het, was dit toe die tempel gewees. En ons het al oor die tempel en die tabernakel gepraat, maar wat hier in vers 5 en ook in 'n sekere sin met die afdak wat in vers 6 beskryf word, vir ons gesê word, is dis meer as net 'n tent van samekoms. Dit is in die besonder, as mens na die Hebreëus gaan kyk, is dit hier uiteindelik 'n tent van 'n bruilofsamekoms, 'n trouese samekoms met ander woorde. So wat gebeur? Waartoe lei dit ons alles? Uiteindelik na die groot bruilofsmaal van die lam toe. Dit is waarna die Heilige Gees ons lei, om te glo dat daar is 'n groot bruilofsmaal van die lam. En wat is dit anders, wil ek amper sê, as die ewigdurende nagmaalsfees, die ewigdurende troufees tussen die kerk van God, die bruid wat ons is, en die spruit van God, Jesus Christus self. En dit gebeur uiteindelik, ons kan deel wees daarvan, omdat die Heilige Gees uitgestort is om in ons harte te kom woon, om ons te oortuig dat dit die waarheid sal wees. Alles sover wat in die Bybel voorspel is, het waar geword. Behalwe wil ek amper sê, daar seker baie profeseë wat nog in vervulling moet kom, maar in die groter prentjie, die een ding wat nog nie gebeur het nie, is natuurlik die wederkoms. En omdat ons weet, alles wat al gebeur het waar geword, daarom kan ons ook die Here op sy woord neem, dis wat geloof ook is gedeeltelik, dat die wederkoms sal ook gebeur, hy kom weer om ons te kom haal. En dit is die wonderlike waarmee hierdie gedig uiteindelik afsluit, is om te sê, en daar sal 'n afdak wees vir 'n skaduwee bedags teen die hitte en 'n skuilplek en toevlug teen die stortbui en die reën. So hierdie gedig voorspel vir ons alles wat sal gebeur, en uiteindelik dat daar 'n wederkoms sal wees, dat die Heilige Gees ons tot daar sal lei, omdat hy in ons harte woon, maar in die tussentyd, ek wil afsluit met die gedagte, is daar ook die troos. In hierdie tyd, totdat ons daar kom, wanneer die dag van die Here, waaroor hierdie gedig gaan, uiteindelik gaan aanbreek, totdat ons by daardie dag kom, is die Heilige Gees daar om ons te lei, en het ons hierdie vertroosting. As dit te warm is, hy is die ene wat die afdak vir ons gee. In 'n sekere sin wil ek weer sê, die afdak is daardie gedagte weer van die tent van samekoms, van die bruilofsmaal wat plaasvind en wat ons sal beskik. Dis die kerk. En verder sê hy ook, en die skaduwee bedags, en teen die hitte vir die skuilplek, en toevlug teen die stortbui en die reën. So wil ek amper baie allegories sê,
ook is die Here ons toevlug totdat hy weer kom. Hy vertroos ons en hy sê, ek is die sterke God, ek het die Heilige Gees gestuur, die Heilige Gees bemoedig julle, werk in julle harte, julle kan na my toe vlug. Ek is die een by wie julle kan skuil as die storms van die lewe, die stortbuie en die reën op julle afkom. En nou wil ek amper weer Nuwe Testamenties toe spring en sê, en as jy jou huis op die rots bou, op Christus, dan kan die reënbuie, die stortbuie maar kom, maar dan sal jou huis stewig bly staan, omdat jou fondament uiteindelik stewig is. En kom ons sluit af, as ons dan verder in Jesaja die gedagte kan afsluit, verder as hierdie gedig, een ding wat vir my belangrik is, of 'n paar dinge, 3 goeters. Die eerste ding is, wanneer ons die res van die profeet Jesaja lees, dan sien ons baie dinge wat vir ons nog gesê word. Daar's duisende kere wat die berg spesifiek verder genoem word. Maar in Jesaja 37, en gaan lees hom maar self, in Jesaja 37 word daar weer vertel van die oorblyfsel van Israel, maar uiteindelik die gedagte van die oorblyfsel van Israel wat opgeroep word na die berg toe, en dan van daar af weer uitgestuur word. So dis weer hierdie evangelie gedagte. Ek wil amper sê die Pinkstergedagte van die Heilige Gees word uitgestort op die berg, sodat uiteindelik ons weer kan uitgaan die wêreld in en die blye boodskap verkondig. En dan in Jesaja 40, dis die tweede punt. In Jesaja 40 vers 9 lees ons, ek wil amper sê hierdie wonderlike woorde, hier word vir ons beskryf, ons lees, O Sion, verkondiger van die goeie boodskap, klim op 'n hoë berg, o Jerusalem, verkondiger van goeie boodskap, hef jou stem op met mag, hef dit op, wees nie bevrees nie, sê aan die stede van Juda, hier is julle God. En dit is waar die gedagte van die evangelie vandaan kom. Die evangelie is natuurlik die blye boodskap of die goeie boodskap. En daai gedagte van 'n blye boodskap of 'n goeie boodskap, dit kom hier uit Jesaja 40 vers 9 uit. En dit is van hier af om te sê, waar, klim op die berg, dat jy hier die boodskap kan kry, sodat jy dit kan verkondig, hierdie goeie, hierdie blye boodskap, uiteindelik aan die wêreld. Moenie bevrees wees nie, dis weer wat vir ons hier gesê word, maar staan op en verkondig aan die stede van Juda, en verder wil ek amper sê, die blye boodskap. En wat is die blye boodskap? Hier is julle God, as ons kan terugkeer, hier is 'n perfekte berg Sion, die mens kan nie daaraan voldoen nie, maar hier is die blye boodskap, hier is julle God, hy gee die antwoord, hy gee sy seun, en sy seun verlos julle, sodat julle uiteindelik Sion in die volste sin daarvan kan ingaan. En dan uiteindelik sluit Jesaja af in die laaste hoofstuk weer eens met die gedagte van, daar sal 'n dag van die Here wees, 'n groot dag van die Here, dis die wederkoms, en op daardie finale dag van die Here, omdat die bewoners van Sion, en dit is in 'n sekere sin ons, almal wat glo, ons is, miskien kan ons onsself sien as bergbewoners, in die kosmiese sin daarvan, en omdat die bewoners van Sion die blye boodskap gekry het, uitgegaan het in die wêreld in, soos wat die opdrag aan die disippels ook was, gaan dan heen en gaan verkondig dit aan al die nasies, in Jerusalem en Judea en Samaria, en tot aan die uiteindes van die aarde. Daarom uiteindelik sluit Jesaja af in die laaste hoofstuk met die gedagte van, God bring almal bymekaar, en dan is al sy kinders op die berg vir ewig in sy teenwoordigheid. En dit is hoe Jesaja uiteindelik afsluit. So as ons vanmôre kan afsluit, kan ek sê, die Heilige Gees is uitgestort op Pinksterdag. Ons vier dit vanoggend. Dit is die blye boodskap of deel van die blye boodskap. Die Heilige Gees werk in ons harte. Hy bring ons tot geloof, hy bring ons tot bekering, hy laat ons volhard tot aan die einde. En deel van daardie volharding tot aan die einde is dat ons ook besef, as ons werklik God se kinders is, dan sal ons ook die vrug dra wat met bekering pas, dan sal ons gehoorsaam wees aan God. En Jesus se laaste opdragte was juist dit gewees, gaan dan heen en gaan maak disippels van al die nasies, gaan doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. En uiteindelik moenie laat hulle vergeet alles wat ek vir julle geleer het nie. So, en dan in Handelinge 1 ook gaan verkondig die evangelie. Nie op ons eie uit ons eie krag nie, maar
omdat die Heilige Gees uitgestort is om in ons harte te kom woon, daarom het ons die krag, en daarom, om God te eer, moet ons daardie opdrag uiteindelik gaan uitleef tot eer van sy naam. Amen. Kom ons sit weer net so en dan bid ons saam. Ons almagtige God, Hemelse Vader, Here, ons dankie en ons loof en prys U vir U groot liefde en vir die groot genade vir ons. Ja, Here, dat U ook vir ons onverdienstelike sondaars, dat U ook vir ons U Heilige Gees uitgestort het, dat hy ons ook oortuig daarvan, dat ons swak, nietig en sondig is, ja, dat die Heilige Gees ons gewete is, wat ons laat skuldig voel wanneer ons sonde doen. Maar Here, ons dankie dat die Heilige Gees ook daar is om ons te laat besef dat U die sonde moet straf. Maar Here, dat ons deur U groot liefde en genade nie self die ewige straf daarvan hoef te dra nie, maar dat U vir ons so lief is dat U Seun vir ons gestuur het, dat Jesus Christus vir ons in ons plek aan die kruis kom sterf het, met sy bloed ons sondes afgewas het, vir ons op die derde dag die ewige dood verslaan het, deur op die derde dag uit die doodheid op te staan. En Here, dat U dit alles vir ons gee uit U genade alleen, onverdiend, ons verdien dit nie. En Here, daarom wil ons U loof en prys en dank. Maar Here, dan besef ons kan nie. Ons is op ons eie en deur ons eie tot niks in staat nie, en selfs ons beste werke is met sonde bevlek. Maar Here, juis omdat die Here Jesus Christus ook die dood oorwin het deur op die derde dag op te staan, daarom kon hy opvaar na die hemel toe en kon hy sy Heilige Gees uitstort. En Here, ons dankie dat al is ons vandag meer as 2000 jaar later hier op aarde, dat ons kan weet dat ons ook U kinders is, dat ons nie daaraan hoef te twyfel nie, en dat ons ook kan weet, U Heilige Gees woon ook in ons harte. Hy bewerk ook elke dag daardie 8 stappe van die heilsorde in en deur ons harte en ons verstand, en hy bring ons elke dag nader en nader aan U. En ons besef ook ons sonde, maar hy lei ons ook om te besef dat ons sonde voor U kan bely. En daarom bely ons ook ons sonde voor U. Maar die Heilige Gees bring ons ook tot die besef dat juis omdat U ons uit die groot liefde en genade uitverkies het, omdat die Heilige Gees daardie geloof in ons harte werk, daarom weet ons ook, Jesus Christus het ons sondes soos deur die vloedwater, soos deur die Heilige Gees kom uitdelg, sodat ons nou rein voor U kan staan. En Here, daarom vra ons wat afwagtend is op die wederkoms, Here, gee dat ons gereed sal wees, gee dat ons elke dag so sal leef, dat ons nie onverwags betrap word deur die wederkoms nie, maar Here, gee dat ons in hierdie tyd, totdat ons daar uitkom, werklik lewens sal leef van dankbaarheid, lewens waar ons die vrugte van die Gees dra, en elke dag al hoe meer en meer die vrugte van die vlees afskud, opstaan uit ons sondes uit, maar dat ons lewens werklik daarvan sal getuig, dat ons ingeplant is in U die ware wynstok, dat ons lewens werklik daarvan sal getuig, dat ons berginwoners van die berg Sion is, dat ons voortdurend die blye boodskap van die evangelie aan almal sal verkondig, dat ons voortdurend die berg sal bly klim, nader en nader aan U. Here, dit weet ons, kan ons nie op ons eie doen nie, maar Here, ons weet die Heilige Gees is in ons harte, woon in ons harte, en daarom vra ons, Here, lei ons elke dag meer en meer berg op, lei ons elke dag meer en meer om tot eer van U naam die blye boodskap te verkondig. Here, al hierdie dinge vra ons en bid ons, nie omdat ons dit verdien nie, maar alleen as dit U wil is in U groot en heilige naam, in die naam van Jesus Christus. Amen.